Môre, kan julle glo? Dis weer 'n nuwe dag. Ek hoop julle is wakker, julle gesigte is gewas, julle drink koffie, julle kry ontbyt reg en julle staan reg en maak reg vir hierdie splinter nuwe dag. En ek hoop julle het vanmôre wakker geword met hierdie pragtige gedagte dat die Here deur die nag oor jou gewaak het en dat hy jou beskerm en bewaar het en dat jy vanmôre die eerste ding wat jy gedoen het was om jou oë toe te maak vir 'n oomblik en vir die Here te sê, dankie Here vir 'n nuwe geleentheid vandag. Mag julle vanmôre gevul wees met die Gees en die rykdom wat hy bring, en ek lees vandag vir julle uit Johannes 15 vers 12, die tema van die week sover, so 'n bietjie van liefde. Jesus sê, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek vir julle lief het. En dis die versie van vanoggend. Weet julle, dit wil soms nogal voorkom asof ek en jy in seker die aggressiefste eeu leef van alle tye, nê? Media berig ook maar gereeld oor padwoede wat met motoriste beleef en geweld onder ondersteuners van verskillende sportspanne. Massa demonstrasies ruk baie keer hand uit, terwyl hulle wat daarbey betrokke is, op een of ander vernietigingsveld tog losbreek. En op internasionale vlak lyk dit asof gewapende konfrontasies maar altyd aan die orde van die dag is. In baie dele van die wêreld beleef ons oorlog. Op nasionale gebied belewe ons sinnelose moord en geweld, en die besigheids- en huishoudelike toneel toon ook maar genoegsame bewys van bitterheid en haat, die soeke na wraak. En weet julle, die droewige waarheid van dit alles is dat die gevolglike gevoelens van bitterheid soos 'n kanker kan vreet, en dit beroof mense van hulle volheid en die oorvloedige lewe wat Jesus beloof het in Johannes 10 vers 10. Gemoedsrus en kalmte van gees wat Jesus vir ons geoffer het, word net verontagsaam. Hy begeer dat ons die lewe in oorvloed moet geniet. En dis hoekom hy gebore is, dis hoekom hy daarvoor gelewe en gesterwe het en weer uit die dood opgestaan het. Weet julle, afgesien van die krete van vergelding, is daar en was daar nog altyd net een manier om te verseker dat jy of enige iemand anders die lewe wat Christus ons bied kan geniet. En dit is om mekaar onvoorwaardelik lief te hê, soos wat Jesus ons liefhet. Die goddelike liefde wat vir ons aan die kruis uitgestort is, was onvoorwaardelik en dit was absoluut. En daardeur het Jesus mense na hom toe getrek en hy het aan hulle vrede gegee. En as instrumente van sy vrede is dit ons plig en ons voorreg om daai liefde in ons lewens te weerkaats. Dis net op daai manier wat daar ooit weer vrede op hierdie planeet sal kom. En dit begin by jou en my. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Ons kom vertrou op U, o Hemelse Vader, om deur Jesus volkome rus te vind. Help ons om 'n liefde te leef wat genees en gesond maak. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike geseënde nuwe dag hê. Môre praat ons vir die laaste keer die week. Sien julle dan. Totsiens.